Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by vanoggend se erediensgeleentheid by die Evangelies Gereformeerde Kerk van Ellisras. Nou kom ons maak net ons harte stil voor die Here voordat ons begin. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend ook kan leer uit die woord uit en ek wil vra Here dat U op 'n besondere manier teenwoordig sal wees by elkeen wat hierdie woord aanhoor en dat U ook teenwoordig sal wees, Here, met die aflewering van hierdie boodskap en dat U vaardig sal word, o Heilige Gees, en dat U in harte sal werk, soos wat U beloof uit die woord uit. Here, wees ons naby asseblief in hierdie oomblikke, sodat U naam verheerlik mag word. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir U en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, U kan die woord van die Here oopmaak by Psalm 12 en ons gaan daai hele Psalm saam lees, dis 9 verse en die opskrif daar is leuns heers onder die mense en ek wil graag met U praat oor 'n gebed om herlewing vir elke geslag vanuit hierdie Psalm. Maar kom ons lees hierdie Psalm vanaf vers 1 vir die musiekleier met basstem, 'n Psalm van Dawid. Red, o Here, want daar is geen vrome meer nie, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Hulle praat leuns, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Mag die Here al die vleiende lippe uitroei, die tong wat groot praat. Hulle wat sê met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons. Wie is Heer oor ons? Oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer, 7 maal. U, o Here, sal hulle bewaar. U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Die goddelose draf rond, as laagheid die oorhand kry by die mense kinders. Nou, ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, soos ek gesê het, wil ek graag met U praat na aanleiding van die tema, of onder die tema, 'n gebed om herlewing vir elke geslag. En ek kry dit vanuit vers 1, waar hy sê, red, o Here. Red, o Here. Hierdie is 'n gebed wat gebid word, en ek wil dit graag toepas, dat dit 'n gebed sal wees om herlewing vir elke geslag. Nou, elke geslag dink altyd dat herlewing net in sy dag nodig is, want die vorige dae was natuurlik beter gewees. Die waarheid is dat elke nuwe geslag weer herlewing nodig het, want die rede is dood eenvoudig dat alle mense wat op aarde in hierdie lewe gebore word, weer gebore moet word. Hulle het redding nodig. Daar is heiligmaking nodig vir elke nuwe geslag. Dis elke geslag wat sê kinders was nog kinders toe ons nog kinders was. Daardie liedjie. Ek lees dat kinders of jong mense vir Elisa die profeet gespot het daar in 2 Konings 2. Ek lees dat die groot filosoof Sokrates daarin uitgeleef van 469 tot 399, hy het gesê, the children now love luxury, they have bad manners, contempt for authority, they show disrespect for elders, they love chatter in place of exercise, children are now tyrants, not the servants of their households. They no longer rise when elders enter the room, they contradict their parents, chatter before company, gobble up dainties at the table, cross their legs, tyrannize their teacher. Hierdie is 'n filosoof wat in die 5de eeu voor Christus gelewe het. Ek lees dat Charles Spurgeon in die 1800s 'n groot nood gesien het in die krokbuurte of die slums van Londen om sonnaarskool te begin.
te gee aan die straatkinders, omdat die mense van Londen se East End nie regtig veel erg gehad het aan die kinders nie, en dat hulle aan hulle eie lot oorgelaat was. Ek lees dat daar herlewing nodig was in die 1700s in die tyd van godlonaars soos Voltaire en ander verligtes in hierdie tye van die Renaissance. Ek lees dat daar herlewing nodig was in die 1800s van Charles Darwin en ook van Finney Moody, Spurgeon en Murray. Toe daar 'n algemene louheid was, daar was hoerery en dronkenskap en allerlei sosiale ewels wat hoogtyd gevier het in hierdie tyd in die 1800s. En dat kerkbywoning op 'n laagtepunt was hier vlak voor die herlewings. Gaan lees maar autobiografieë van Andrew Murray en jy sal lees van die algemene afvalligheid in die 1850s, vlak voor die herlewingstye van die 1860s en die 1890s. Gaan lees die geskiedenisboeke en jy sal lees dat die EG Kerk ontstaan het oor 'n algemene louheid en afvalligheid en veral die Susterskerke daar in die 40er jare van die 20ste eeu. Ek lees in ons eie kerkgeskiedenis van kleiner plaaslike herlewings en gemeentes wat oorgeloop het oor mense wat hulle tot die Here bekeer het en gered geword het in die laat 70s en die laat 80s. Nou daardie geslag is die oupas en die oumas in ons kerk van vandag. Baie van hulle is getroue lidmate, maar die kinders en die kleinkinders is nie daar nie. Vriende, ons het herlewing nodig. Ons het nodig dat die Here sy werk sal besoek, dat hy die Heilige Vuur sal stuur, soos wat daar die Halleluja liedjie sê. Hoekom sal ons so sê? Want vir elke geslag, ja ook ons geslag, is die uitroep in Psalm 12, red o Here. En dis 'n uitroep om herlewing, want die woordjie in Hebreëus, Joshua, is om oop en vry te wees, nadat oorwinning behaal is, per implikasie om veilig te voel en veilig te wees. En ons weet dat daar waar die lig van die evangelie nie skyn nie, daar is duisternis en onveiligheid. Waar die lig van die evangelie nie skyn nie, is geen vrede en veiligheid nie. Red o Here, sodat ons in veiligheid kan woon as jy oproep is. Stuur herlewing, Here, sodat ons in vrede en in veiligheid kan woon. Voel jy onveilig? Dan is daar 'n uitroep van herlewing nodig. Paulus skryf aan Timotheus, daar in 1 Timotheus 2 vers 1, in die eerste plek vermaan ek, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging, gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hierdie smekinge, hierdie voorbedes wat aan die Here gedoen moet word, is vir alle mense, dis vir konings, dis vir alle hooggeplaastes, minister en die meer, en dis 'n gebed vir herlewing, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, sodat die duisternis nie sal heers in ons land nie, maar die lig van Christus. Want is net binne hierdie lig van Christus en die lig van die evangelie, wat daar vrede en veiligheid is, met ander woorde, rustigheid. Johannes 1 vers 5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en in hom is geen duisternis nie. 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel, soos hy, Jesus, in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daar's vrede, daar's veiligheid. Maar ons het nie dit in ons dag nie, en daarom is daar herlewing nodig. Daar moet smekinge, daar moet gebede, daar moet voorbedes wees, daar moet danksegging wees, vir alle mense, vir konings en vir hooggeplaastes. Dis 'n gebed om herlewing, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, sê 1 Timotheus 2 vers 2, in alle godsvrug en waardigheid. En daarom Psalm 12 vanoggend, red o Here, 'n gebed om herlewing. En die eerste gedagte dan nou, stuur herlewing o Here, want heiligheid is skaars. Hy sê in vers 2, red o Here, want daar is geen vrome meer nie. Nou vrome
is die Afrikaanse vertaling hierso van die Hebreëse woordjie kosi, en dit is in Engels vertaal as godly man. Dit is met ander woorde 'n godsman. Dit is 'n heilige, getroue persoon, ja, iemand wat as 'n vrome bekend staan, en daarom hier ook, en selfs in Micha 7 vertaal as vrome. Micha 7 vers 2, die vrome het verdwyn uit die land, en daar is geen opregte onder die mense nie. Hulle loer almal op bloed, hulle jaag elkeen na sy broer met die net. Psalm 32 vers 6, daarom sal elke vrome, dieselfde woord wat hier gebruik word, elke vrome, u aanbiddende tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. Nou 'n vrome is iemand wat die Here dien, in opregtheid aanbid. Dit is mense met wie die Here tevrede is. Dis hierdie selfde woord in Psalm 4 as gunsgenoot vertaal. Die Here is 'n gunsgenoot. Vers 4 van Psalm 4 weet tog dat die Here vir hom 'n gunsgenoot afgesonder het. Die Here hoor as hy kom aanroep. As daar geen vrome meer is nie, as daar meer geen gunsgenote van die Here is nie, geen geheiliges is nie, dan ontbreek daar heilige manne en heilige vroue in die land, en dan ontbreek daar 'n gees van heiligheid. Dan word die land goddeloos. Dan kry jy dat mense verby jou jaag by stopstrate. As jy stop by die stopstraat en is 'n dubbelbaan, dan jaag hulle aan die ander kant verby. Dan begin goddeloosheid eers. Dan begin jy mense kry wat robotte skiet. Dan is daar 'n algemene goddeloosheid in die land, en dit syfer van bo af onder toe deur, reg deur. Dan is daar nie net meer korrupsie in die topstrukture nie, maar daar's korrupsie selfs op die straathoeke. Want as godsmanne ontbreek, as gunsgenote van die Here ontbreek, as vromes ontbreek, dan neem die goddelose manne oor. Heiligheid is nooit gewild vir die vlees nie, vriende. Ek lees dat na die herlewings in Wallis al die openbare drinkplekke op Sondag toegemaak het. En dit was deur wetgewing in 1881, na die herlewingstye. Maar met verloop van jare, daar in 1961, is die wetgewing verander, sodat mense van die distrik gereeld daaroor kon stem. Hoekom? Want elke geslag het herlewing nodig. Die mense het gered geword, by hulle duisende in die 1880s, maar hulle kinders en hulle kleinkinders het die wetgewing verander sodat hulle kon stem, of die drinkplekke moet oopmaak op 'n Sondag. Met verloop van nog jare, was die stemme van die wat dit weer oopgehad het, meer as die wat dit wou toegehad het. En die laaste distrik het teen 1996 nog uitgehou, maar daarna het dit saam met ander distrikte gesmeld, en vanaf 2003 stem die mense nie meer of die openbare drinkplekke op 'n Sondag in Wallis moet toewees nie, hulle is maar net almal oop. Dit klink vir my of daar in 2003 en vroeër en vandag ook herlewing in Wallis nodig is. Want die vuur het gebrand vir 100 jaar, ongeveer, maar daarna die ywer van die Here al verder vervlou tot 'n paar smeulende hoopie skole. Hoe lyk dit by ons? Word die Christelike Sabbat nog Sabbat as Sabbat onderhou in ons dag, die dag van die Here, die opstandingsdag van die Here, Sondag eenkant gesit vir hom om saam as gelowiges die Here te dien tot eer van sy naam, of vir Sondag net 'n tyd vir myself, 'n tyd vir ontspanning, 'n tyd om my eie dinge te doen, want ek het nie tyd nie, die ander dae, al die dinge word opgeneem deur die werk, en nou moet ek op 'n Sondag my eie tyd bietjie geniet. Waar is die vromes? Waar is die heilige manne en vroue van God wat uitstaan? Of moet ons bid, stuur herlewing, o Here, want daar is geen vrome meer nie. Psalm 12 vers 2, want heiligheid is skaars. Broers en susters, ons moet 'n aangename geur van Christus wees, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En dan vra hy die vraag daar in 2 Korintiërs 2 vers 15, wie is tot hierdie dinge bekwaam? Is jy tot hierdie dinge bekwaam? Is jy 'n vrome? Is jy een van die wat uitgesak het? Want in die tweede gedagte sien ons
Stuur herlewing, o Here, want die vrome sak uit. Vers 2 sê, red, o Here, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Nou die Hebreëse woord vir getroues hierso is oman. En dis om te ondersteun, dis om op te bou, dis om ferm te wees, dis om onbeweeglik te wees. In Engels, to be faithful, om getrou te wees, om 'n staatmaker te wees. Dit wil sê om 'n regterhand te wees. Dis 'n getroue. En dieselfde woord word in 1 Samuel 22 vers 14 gebruik, toe Ahimelech die koning antwoord en hy sê, maar wie is onder al die dienaars so getrou soos Dawid? En praat hy met Saul, wat die skoonseun is van die koning en wat aangesluit het by Eliwag en geëerd is in die huis. Wie is so getrou soos Dawid? 'n man aan my hart, sê God in Handelinge 13 vers 22. Ahimelech sê Dawid is een van Saul se getrouste manne, iemand waarop jy kan staat maak, voorwaar 'n regterhand wat jou sou help in 'n tyd van nood. Maar nou sien ons in Psalm 12, dat selfs die getroues, selfs die regterhande, selfs die Dawids, begin een na die ander te verdwyn. Dink maar watter gaping daar in die linies van die leer van die Here is, as selfs die Dawids uitsak en wegraak. Ek kyk gisteraan na die begrafnis van William Booth, daardie man wat die Salvation Army saam met sy vrou Catherine begin het. Toe William Booth sterf in 1912, toe is daar 'n gaping in die linies van die Here. Sal jy gemis word as jy moet sterf die dag? Daarom stuur herlewing. Stuur herlewing, o Here, red, o Here, want selfs die staatmakers, die wat nog altyd 'n pilaar was in die gemeente van die Here, verlaat ons. Al die regterhande sak ook nou al uit. In tye waar herlewing nodig is, sal selfs van die getroues die regterhande begin teruggly en wegdryf van die Here. Waar is die mense wat vroeër betrokke was? En in sy brief in Filemon noem Paulus vir Demas een van sy mede-arbeiders. Hy noem hom 'n regterhand saam met manne, goeie manne soos Markus en Lukas, die manne wat daardie evangelies geskryf het. Maar in 2 Timoteus 4 vers 16 sê Paulus vir Timoteus, niemand het my bygestaan nie. Almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Is daar iemand wat vanoggend sê, nee wat, ek het my share gehad, ek is te oud, die jonges kan maar oorvat. Dan moet ons ook bid, stuur herlewing, o Here, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Die getroues sak uit. In die derde gedagte sien ons, stuur herlewing, o Here, want dubbele standaarde geld. Vers 2 tot 3 sê, red, o Here, hulle praat leuns, die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Nou hierdie woordjie dubbelhartig, die Hebreëse woordjie is 'n verbuiging van die woord vir hart. En dit word ook baie keer figuurlik gebruik om gevoelens uit te druk. As ek praat oor my hart, dan praat ek oor my gevoel, wat hier binne my aangaan. Dit kan selfs die intellek beskryf. Byvoorbeeld in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. En soms word hierdie woord ook gebruik om die sentrum van iets te beskryf of die hart van iets. Dis die hart van die saak. As my sê, dit is waaroor die saak gaan, dan praat ons oor die hart van 'n saak. Nou in hierdie geval gaan dit oor die innerlike mens, wat hier binne aangaan, die verstaan van die mens, wat ek kan toe hy staan, die morele karakter, wat is die hart van die mens? Wat is hulle? Hulle is dubbelhartig volgens vers 3. Die morele karakter. Prediker 10 vers 2 sê die hart van die wyse is na regs, maar die hart van die dwaas is na links. En soos die uitroep vanoggend, red, o Here, want die mense se harte is dubbelhartig. Die Engels sê, they speak with a double heart. Hulle praat vanuit twee monde uit. Die aand en die môre praatjies stem nie ooreen nie. So iewers is daar leuntaal betrokke. En vleiende lippe en leuns vir eie gewin. Maar Jakobus 1 vers 7 sê, die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.
Wanneer herlewing ontbreek, dan neem ydelheid onder die mense toe. Die Engels vanity, vleiery neem toe terwille van eie gewin, lees omkopery en bedrog. Dan word hy tweehartig gepraat, dit lyk alles goed, maar dit is eintlik vir 'n ander agenda om iets te kry. Is ons nie vasgevang in die greep van politieke korrektheid vandag nie? Is rasisme nie 'n tweesnydende swaard nie, vriende? Maar politikuste maak dit 'n eensydige gesprek vir politieke gewin. Voor die een lot praat hulle so, voor die ander lot word 'n ander deuntjie gesing. Reëls word gemaak na gelang vir wie dit tot voordeel strek. Wat geld vir die een nasie, geld nie vir die ander nasie nie. Wat vir een rasisme is, geld nie vir die ander nie. Dit is dubbelhartig, hulle praat uit twee monde uit. En dit maak ons so kwaad, want ons sien die onregverdigheid daarvan om sleg gesê te word omdat jy tot 'n spesifieke rassegroep behoort. En niemand kan dit ontken dat hierdie dinge oor die wêreld heen, veral die laaste tyd en in ons eie land, net al erger word nie. Red o Here, want dubbele standaarde geld. Maar die woord plaas altyd die vinger op onsself, op die eie hart, want Hebreërs 4 vers 12 sê die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, en hy dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murgnes, 'n beoordelaar van die oorleggende en die gedagtes van die hart. Nou praat hy oor ons eie hart. Daarom is volgende die vraag afvra, is ons eie hart nie dalk dubbelhartig soos ander mense sin nie? Praat ons uit twee monde terwyl ons na die balk kyk en ander die splinter kyk in ander mense se oog, is daar dalk 'n balk in ons eie oog? Is ons eensydig in ons beoordeling van ander nasies of ander mense? Ons moet altyd na onsself kyk en die res vir die Here laat, vriende. En dan moet ons nie in die algemeen bid nie. Stuur die herlewing, Here, want dubbele standaarde geld nie, maar ons moet ook met onsself in gedagte sê, Here, stuur herlewing, want hulle praat leuns, die een met die ander, en met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Maar o ja, Here, laat ons ook op onsself let, want dubbele standaarde geld. En die vierde gedagte, stuur herlewing, o Here, want die media maak wat hulle wil. Vers 5 sê, red o Here, want hulle sê met ons tong is ons sterk, met ons lippe is met ons. Wie is Heer oor ons? Nou ons kan verder uitbrei oor hierdie woordjie Heer. Wie is Heer oor ons? Want in Hebreëus, ons kleer dit in, en dat dit beteken die een wat beheer uitoefen. Die Engels sê the Lord over us. Dit bedoel meester of eienaar, soos 'n slaaf 'n eienaar het. 'n Slaaf wat luister na sy heer, of selfs Sarah, wat vir Abraham haar heer genoem het. Nie dat sy slaaf is nie, maar heer wat in beheer is van sy huisgesin, sy huishouding, die autoriteit lê by hom. Hy is heer. En hierdie mense kinders wat so sê, wie is heer oor ons? Wie is in beheer oor ons? Sê hulle tong is sterk. Niemand kan vir ons sê wat om te sê nie. Vryheid van spraak. Ons kan maar net sê wat ons wil. Niemand kan voorskryf nie. Ons is so onafhanklik. En met hulle tong beheer hulle die massas. Dit klink vir my net soos die media van vandag. En ons sien vandag hoe dat die media skaamteloos kommunistiese ideologieë promoveer om hulle doel te bereik. In plaas daarvan om onpartydig te wees, nie hierdie kant toe of daardie kant toe te wees nie, sal hulle openlik vyandig wees teen al wat konservatiewe behoudende element in ons samelewing is. Regerings in Afrika wat teen die VN gedrewe kommunistiese agenda vaskop, word gedreig met onttrekking van fondse en so tot in ons eie land dwing die regering 'n VN-geborgde, satanies geïnspireerde, daardie comprehensive sexuality education curriculum af op ons kinders in 'n vak wat baie misleidend genoem word lewensoriëntering. Dit is geen lewensoriëntering nie, dit is net van die Satan af. En terwyl dit verkoop word as beskerming vir die kinders, weet ons die inhoud sal net verder die samelewing afbreek, daardie samelewing vernietig wat vir ons dierbaar is. 2 Korintiërs 11 vers 14, geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hoe dit is vir hulle beskerming, maar eintlik is dit maar net om hulle verder in die afgrond in te help. Dit laat 'n mens besef waartoe ons op pad is, na die wederkoms toe, dat hy baie naby is. 1 Johannes 4 vers 3, dit is die gees
van die anti-Kris, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld, hy is nou al in die werk, hy is al reeds besig om die skuwe reg te maak. Maar gelukkig is daar hoop, want net die volgende vers sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. En Paulus sê verder in sy tweede brief aan die Tessalonisense, daar in vers 6 Hoofstuk 2 vers 6 en 7, nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Dis nou die anti-Kris. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. En net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. Wie is hierdie persoon wat nou al hierdie dinge nog teehou? Dit is die Heilige Gees. En hy woon nou in hierdie tyd tussen Pinkster en die wederkoms van die Here in die harte van sy kinders. En daarom moet ons wat nog teehou, bid in die Gees, Here stuur herlewing, want hulle sê met hulle tong is ons sterk, met ons lippe, of ons lippe is met ons, wie is Heer oor ons? Want die media maak wat hulle wil. Ons moet teen hierdie dinge bid. Ons moet bid vir die mense wat hierdie dinge teewerk, wat nog staan in die bres. Maar nou kom die hoop. Want terwyl ons amper wanhoopig bid, Here stuur herlewing, want heiligheid is skaars, want getroue sak uit, want dubbele standaarde geld, en die media maak wat hulle wil. Here stuur herlewing, red o Here. Dan kom ons in die 5de gedagte by, stuur herlewing o Here, want u verhoor gebed. Vers 6. Red o Here, oor die verdrukking, want oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges, sal ek, sê die Here, nou opstaan. Ek sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag. Hoe smag jy na herlewing? Smag jy dat die lig, die duisternis moet verdryf in hierdie land? Om op te staan beteken, daar sal nou aksie wees. Die Here staan nou op. Hoekom sal die Here nou opstaan? Oor die verdrukking van die ellendiges. Dit is die armes, die wat ellendig is in hulle omstandighede, oor die verdrukking. En ek kan maar net dink, wat in jou gedagtes speel in hierdie tyd oor die verdrukking en die omstandighede wat hierdie verdrukking veroorsaak het, en oor die gesig, wat daarin ook in Maleagi 2 vers 13 uitgedruk word, as ween en versigtiging, en as God se kinders sal ween en versigtiging uitspreek voor die Here vir hierdie sake, dan sal die Here nou opstaan, en ek sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag. Te midde van die omstandighede, soms, wie sug? Is dit nie ons wat sug nie? Sug ons voor die Here oor die ellendiges? Sug ons omdat ons behoeftig is? Iemand wat is, steek tog sy hand uit na buite om te ontvang. Maar ons is te trots en te selfsugtig om behoeftig die hand na die Here toe uit te strek oor die volk van die Here, oor sy kinders, oor dit wat gebeur, om in die bres te tree vir die land. Jeremia het gesê, daar in Jeremia 8 vers 21, vanweë die verbreeking van die dogter van my volk is ek gebreek. Ek is in die rou. Verbaasdheid het my aangegryp. Vriende, die Here soek mense wat in die bres sal tree vir die land, sal bid om herlewing van sy volk, wat bid dat die lig die duisternis sal verdrywe. En hy stel hulle veilig wat daarna smag. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar dan sê die Here, ek het niemand gevind nie. Jesegiel 22 vers 30. Smag ons genoeg na veiligheid, om die Here te bid, om uiteindelik op te staan. Stuur herlewing, o Here, want die woord sê, want oor die verdrukking van die ellendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag, vers 6, want u verhoor gebed. Maar nie net verhoor u gebed nie. Die 6de gedagte sien ons, stuur herlewing, o Here, want u woord, 7:4. Hy sê in vers 7, red o Here, want die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is, in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal. En hoe groot is die kontras, wat ons nou gesien het tussen die ydelle woorde van mense, die media, en die woorde van die Here nie.
Terwyl die een nuusagentskap die ander een oor en weer beskuldig dat hulle die verkondiger van valse nuus is, fake news is die vraag soos Pilatus dit aan Jesus gestel het, wat is waarheid? Dis heel van toepassing in ons dag. Wat is waarheid? En daar is maar net een waarheid in hierdie lewe wat vasstaan, en dit is die woord van God. Dis soos 'n hamer wat vermorsel. En terwyl die Koranberig iemand se interpretasie van die feite is en geskiedenis deur die oorwinnaar geskrywe word, is daar een ding wat alleen die volle waarheid bevat, en die waarheid sal op jou en 'n seevuur, en dit sal nie leeg terugkeer na die Here toe nie. Dis saad wat gesaai word, sê die woord van die Here, en dit sal ontkiem in die harte van mense. Gebruik dit is saadkoring, sê Psalm 126. Die Here se woord is rein, dis suiwer, dis oor en oor getoets deur die eeue. Dit het homself nog altyd bewys. Dis die enigste vastigheid waarin ons kan vashou. Dis die waarheid, en God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is geen man dat hy sou kan lieg nie. Die woord is kragtig, sê Hebreërs 4 vers 12. Die Hebreëus wat hier vertaal is as gelouter, bedoel getoets. Die Engels tried. Ons kan soos die Engelsman sê, tried and tested. Dit het homself oor en oor bewys. Dis gelouter. Geen valsheid in die woord van God nie. Daarom moet ons die woord van God bid, as ons om herlewing bid. En dit sal ontkiem in die harte van mense. Want as die saad wat gesaai word, is die saadkoring, die goeie saadkoring. Jesaja 55 vers 10 tot 11 sê, soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jeremia 23 vers 29 is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Dis net gebed en die woord wat gebid word wat herlewing kan bring. Stuur herlewing, o Here, want die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer 7 maal, want die woord seef. Stuur herlewing. En voorlaatstens sien ons in die 7de gedagte, stuur herlewing, o Here, want ons het U nodig. Ons het U nodig. Red, o Here, want U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Nou die Hebreëse woordjie vir bewaar is die woordjie notsar, en dis om te beskerm, dis om te beskut, dis om te beveilig. Die Engels vertaal is to keep and to preserve. Waarvan moet bewaar word? Van 'n ongelowige, verdraaide geslag waarin ons onsself bevind, van 'n afvallige geslag wat nie die Here wil dien nie. Ons moet die geslag wees van Philadelphia, broederliefde, daardie gemeente wat beskryf word daar in Openbaring 3. Die gemeente waarmee die Here tevrede is. Nie 'n Laodisense gemeente wat lou is nie, ook nie 'n Sardes gemeente wat dood is al het hulle die waarheid weet nie. Nie 'n Philadelphia gemeente. Dis die geslag wat ons moet wees. Mag ons uitstyg bo ons afvallige tyd en generasie soos die heuweltoppe uitstyg bo die miswolke. Mag ons uitstaan vir die Here se saak, soos Saul kop en skouers bo die ander uitgestaan het. Maar dit moet van die hart wees, soos wat die Here gesê het. Ek kyk nie na wat voor oë is nie, maar ek sien die hart aan. Man aan sy hart, wat al sy welbehaag sal doen, sê Handelinge 13 vers 22. En ons kan dit nie doen sonder die Here nie. Hy is dit wat in spite van vervolging ons onderhou, wat ons bewaar in hierdie geslag, dat ons soos daar die 7000 sal wees, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie, wat die Here vir Elia gesê het, toe hy daar onder die besembos gelê het en gesê het, en hy was moesmoedig, en hy het gesê, Here, ek het alleen oorgebly. In elke generasie, vriende, is daar 7000 wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. En as jy vanoggend miskien voel, soos Elia onder die besembos te lê, omdat dit vir jou voel, ek het alleen oorgebly in hierdie geslag, dink weer, want 1 Konings 19 vers 13 sê, daar kom 'n stem na hom sê, wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Miskien kan jy jou eie naam daar invoeg by Elia. Wat maak jy hier, Piet? Of Johan? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here.
Die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en soek my lewe om dit weg te neem. Ek het alleen oorgebly in hierdie krom en verdraaide geslag. Kyk hoe lyk dit hier om my. Die mense wil nie meer kerk toe gaan nie. Die mense wil nie die Here dien nie. Maar wat sê die Here vir hom? Gaan terug. Daarom vers 15, gaan terug, ek het 'n opdrag vir jou, gaan salf as Hael as koning oor Aram, en gaan salf as Elisa as profeet in jou plek. Maar in vers 18 sê ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Moenie moedeloos raak oor die afvallige generasie waarin jy leef nie. Die Here het jou geroep om in hierdie tyd gebore te wees, om in hierdie tyd gered te geword het, sodat jy in hierdie tyd die Here kan dien. Nie voor Baal die knie kan buig nie. En die Here kan dien sodat ander mense by hom kan uitkom. Hou maar net aanbid, Here, stuur herlewing. Hou maar net vas aan wat jy het, staan daar in Openbaring 2. Hou maar net vas totdat ek kom. Stuur herlewing, o Here, want U sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. Want ons het U nodig. Ons kan niks sonder U doen nie, sê Johannes 15 vers 7. Bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, stuur herlewing in die laaste gedagte, die 8ste gedagte. Stuur herlewing, o Here, want sonder U hulp sal goddeloosheid seëvier. Hy sê in vers 9, red o Here, want die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry by die mensekinders. En hier het ons nou amper so 'n bietjie terugkeer na die wanhoopigheid van die eerste paar verse, daar die eerste 4 gedagtes wat ons behandel het. Wanneer die leiers van 'n land goddeloos is, dan sal die burgers die voorbeeld navolg. Ons sien dit maar net in ons tyd. Wanneer korrupsie in die hoogste vlakke gedei, kan jy maar seker wees dit gedei op die straathoek daar om die hoek. 'n Korrupte amptenaar wat in sy trotsheid wandel en voortwandel sal die goddeloosheid vermeerder in 'n land. Prediker 5 vers 7, as jy verdrukking van die arme en die berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë, en die hoër is weer op hulle. Prediker 5 vers 8 sê, maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit, 'n koning wat aan die landbou diensbaar geword het. Ag, was ons president maar aan die landbou diensbaar, dan sou dit 'n voordeel gewees het vir hierdie land. In ons dag kom veroordeelde korrupte amptenare niks oor nie. Diewe en moordenaars word op borgtog vrygelaat en ander manne wat honderde miljoene rande steel, kom niks oor nie. Die bloed van die mense van hierdie land, ja, die wat ook van honger te dood gaan, roep uit ten hemele. Die bloed van ons eie volk roep ook ten hemele. Genesis 4 vers 10 en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af, en ons kan verseker wees, die bloed van ons mense wat vermoor word, roep uit na die Here toe. Daarvan kan ons verseker wees. Maar soos die goddelose dapper ronddraf, as laagheid die oorhand kry by die mensekinders, moet die heilige ook laag raak. In 'n ander sin van die woord, laag raak op sy knieë voor die Here, sodat geregtigheid in plaas van goddeloosheid seëvier. Bid vir die minister van Finansies, wat so moedig probeer om hierdie land van bankrotskap te red. Bid vir Solidariteit en AfriForum, wat opstaan vir dit wat reg is en mense se grondregte beskerm. Bid vir hierdie mense. Bid vir die sake wat in die hof is, wat jy moenie net dit lees in die nuus nie. Vat die nuus en lees dit maar met die doel om te bid vir hierdie dinge. Here, stuur herlewing, want ek sien die goddelose draf rond as laagheid die oorhand kry oor die mensekinders, want sonder U hulp, Here, sal goddeloosheid seëvier. Ek sluit af, elke geslag het die Here opnuut nodig vir redding en heiligmaking. Want almal word in sonde ontvang en gebore. Almal het die wedergeboorte nodig. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word. En dan het hy 'n pad van heiligmaking om te stap. En daarom moet elke geslag bid om herlewing. Nie net in Andrew Murray se tyd nie, nie net in ons tyd nie, nie net in die tyd voor Christus nie, nie net deur die middeleeue oralste nie. Elke geslag het herlewing nodig
Waar is die vromes? Waar is die heilige manne en vroue van God wat uitstaan in ons dag? Of moet ons bid, red o Here, want daar is geen vrome meer nie? Is daar iemand wat vanoggend sê, nee, wat ek het my share gehad, ek is ook al te oud, die jonges kan bietjie oorvat? Dan moet ons bid, en baie ernstig bid, red o Here, want die getroues het verdwyn. Geld die reëls vir almal? Of geld die reëls net vir sekere dele van die bevolking? En dan moet ons bid, red o Here, want hulle praat leuns die een met die ander, met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig. Maak die media wat hulle wil, sê hulle wat hulle wil, asof dit die waarheid is, terwyl dit nie altyd die volle waarheid is nie, maar so 'n bietjie verdraai. Dan moet ons bid, red o Here, want hulle sê, met ons tong is ons sterk, ons lippe is met ons, sê hulle, wie is Heer oor ons? Smag ons genoeg na veiligheid, om na die Here toe te gaan, hy wat gebed verhoor, om uiteindelik op te staan, bid dan, red o Here, oor die verdrukking van die ellendige, oor die gesig van die behoeftiges, sal u opstaan, Here. En u sal hom in veiligheid stel, wat daarna smag, vers 6. Vriende, jy kan bid, red o Here, want die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde gesuiwer 7 maal. Bid hierdie woorde van Psalm 12. Bid 'n gebed van herlewing. Want ons moet uitstyg bo ons generasie se afvalligheid en daarom moet ons bid, red o Here, want u sal ons bewaar van hierdie geslag vir ewig. En soos die goddelose dapper ronddraf as laag hy die oorhand kry by die mensekinders, moet die heilige laag raak in 'n ander sin van die woord. Hy moet bid om herlewing, hy moet laag op sy knieë raak, sodat geregtigheid in plaas van goddeloosheid sal seëvier. Want ons moet bid in die laaste gedagte, red o Here. Ons waarneming is die volgende, die goddelose draf rond, as laag hy die oorhand kry by die mensekinders. En as hierdie jou waarneming is vanoggend, dan bid hierdie Psalm. Bid Psalm 12, as 'n gebed om herlewing, red o Here. Stuur herlewing, o Here, want ek sien hierdie dinge raak. Stuur herlewing in ons geslag, o Here, want heiligheid is skaars, die getroue sak uit. Dubbele standaarde geld in my dag. Die media maak wat hulle wil. Stuur herlewing in ons geslag, o Here, want u verhoor gebed. U woord is suiwer, en ons het u nodig. En sonder u hulp sal goddeloosheid seëvier. J. Sitlow Baxter het gesê, men may spurn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our prayers. Bid om herlewing. Stuur Here herlewing. Red o Here, want as goddeloosheid, of die goddelose draf rond, as laagheid die oorhand kry oor die mensekinders. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord vanoggend en ons wil kom bid vir ons land, Here. Ons het nodig, Here, dat u in hierdie tyd ons sal help. Dat u ons sal bewaar in hierdie geslag vir ewig. Dat u vir ons genade sal gee, Here, want ons sien dat die goddelose die oorhand kry. Ag, Here, ons het nodig dat u vir ons as volk ook sal help, wat so verdruk word. Maar ons kom bid nie net vir ons eie mense nie, Here, wat dag by dag doodgemaak word en verdruk word nie. Ons kom bid vir ons land, ons kom bid vir die manne en vroue wat betrokke is om die ekonomie te probeer red. Maak hulle hande sterk, Here. Sit u mense in plek, nie goddelose manne nie, maar vromes, u gunsgenote, dat hulle die posisies beklee. Maak nie saak van watter ras hulle is nie, ons gee nie om daarvoor nie, maar dat dit u gunsgenote is, wat in beheer sal wees. Vrome manne, geheiligde manne, wat u welbehaag sal doen, manne wat soos Dawid, en vroue wat soos Dawid sal wees. Baie dankie dat ons u kan aanroep in hierdie dag. Ons het u nodig, Here, want sonder u kan ons niks doen nie. Sonder u sal ons vergaan in hierdie land, of in enige ander
land in die wêreld. Here, sy U naam. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.